Hebreërs hoofstuk 10. En dan wanneer ons van verlof af terugkom, is al wat oorbly hoofstuk 11, 12 en 13, die slothoofstukke van hierdie pragtige, aangrypende mooi brief wat vir ons in die Nuwe Testament opgeteken is. Nou, die eerste 18 verse van Hebreërs 10 is eintlik 'n samevatting van baie van die dinge wat ons tot hiertoe reeds geleer het. Kom ons lees die eerste 18 verse saam en daarna gaan ons ook dan van vers 19 tot 39 lees wat ons eintlik vanaand wil behandel. U sal sien wat ek bedoel by die eerste 18 verse is herhaling, 'n samevatting, 'n opsomming, net om vas te maak van die wonders wat ons oor Jesus tot hiertoe geleer het. Hy begin deur te sê, want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word. Omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondoffers wou u nie hê, en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur die een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit na die dae, spreek die Here verder, ek sal my wette in hulle harte gee, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sondes nie. En dan van vers 19 af. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer julle na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie.
maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou die vorige dae waarin julle toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeye, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en 'n blywende besitting in die hemele het. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Tot daar ons skriflesing in hierdie aand. Nou ons gaan vanaand by die eerste klompie verse stil staan tot daar by vers 25, vers 19 tot 25 gaan ons vanaand behandel, en dan as ek terug is, sal ons daarvan vers 26 behandel. Nou die tema vanaand, as jy nou kyk na hoe begin hy vers 19, waar hy sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg, is die tema vanaand, na alles, wat nou? Wat staan ons te doen in die lig van alles wat ons oor die Here Jesus tot hiertoe geleer het? Die feit dat hy die volmaakte, getroue, barmhartige, groot hoëpriester is, wat eenmal 'n volmaakte offer gebring het, wat ons in die nuwe verbond inlei, en wat vir ons hierdie wonderlike lewe, die lewe van 'n verloste kom inlyf het. Wat staan ons dan as sy kinders te doen? Nou ons het gesien in die eerste 18 verse, herhaal die Hebreërskrywer baie van die dinge wat ons tot hiertoe gepraat het. Hy praat van die wet, wat 'n skaduwee is, praat weer van die ou verbond, hy praat van die offers van diere, wat jaar na jaar gebring is, hy praat van die eenmalige offer van die Here Jesus, wat net eenmaal gebring is, en dan in hoofstuk 10 vers 19, verander die trant van sy skrywe, en neem hy ons eintlik nou in die praktyk in, daar waar ons vir die Here moet lewe. Tot hiertoe was dit baie leerstellig van aard, het ons gesien hoe die Here Jesus die offers en die priesterwyding en die tabernakel en alles wat in die Ou Testament is kom vervul het deur die offer wat hy gebring het en deur sy wonderlike ewige hoëpriesterskap wat hy vir ons kom inlyf het. Neem hy ons nou na die lewe toe. Daar waar ons elke dag vroeg in die môre opstaan en ons die dag tegemoet gaan, hoe moet ons vir die Here lewe? In die lig van dit wat die Here Jesus alles vir ons gedoen het. En ons gaan dan hierdie boodskap vanaand kyk. In die eerste plek kom verduidelik hy vir ons, wat het ons in Christus? Wat is ons deel? Wat is ons besitting? En dit is eintlik so aangrypend. Die eerste wat ons het
Ons het volkome toegang. Heerlike toegang tot die Here. Vers 19 en 20. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. So baie duidelik kom verduidelik die Hebreërskrywer vir ons in hierdie 2 verse dat die Here Jesus vir ons 'n besondere nuwe weg kom open het en vir ons toegang kom bring het tot die allerheiligste, tot die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Ek het verlede week ook verduidelik dat die mense in die Ou Testament nie toegang gehad het tot die allerheiligste nie. Hulle kon in die laar staan en hulle kon die tabernakel sien reg rondom waar hulle ook al was en hulle kon die wolkkolom bedags dophou en die vuurkolom snags en hulle kon 'n vinger uitstrek en sê daar is die teenwoordigheid van die lewende God. En nou het die Here Jesus gekom en hy het eenmaal hierdie heerlike offer gebring en deur sy kruis en deur sy bloed het hy vir ons permanente toegang tot die Vader kom bewerkstellig. Selfs terwyl die vers 20 nou vir ons sê dat die voorhangsel waarvan hier gepraat word is die liggaam van Jesus wat geskeur is, weet ons dat selfs die fisiese voorhangsel in die tempel 'n baie dik stuk materiaal met geen soem daarin nie, wat eintlik onmoontlik is om te skeur, het van bo na onder middeldeur geskeur, om daardeur aan te toon dat ons toegang tot God het. So ons het nie net toegang tot 'n allerheiligste in 'n aardse tabernakel of 'n aardse tempel nie. Ons het toegang tot God wat in die hemel woon, wat in die hemel troon. En dit is vir my so aangrypend om te dink dat die toegang tot God so wonderlik is, dat die woord ons leer, die Heilige Gees het in ons kom woning maak. Ons het tempels geword van God, van die Heilige Gees. Hy woon binne in ons. Nader as dit kan 'n mens nie aan die Here kom nie, as dat hy in jou kom woon en dat jy met hom hierdie wonderlike gemeenskap het. Maar wat ook vir my uitstaande is die woorde wat hy daar in vers 19 sê, terwyl ons dan vrymoedigheid het. En daardie woordjie vrymoedigheid in Engels is confidence. Nee, ons het vertroue, ons kan met vertroue en met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van God lewe en tyd spandeer. Kan nie nog hoofstuk 4 vers 16 onthou, as ons net so 'n oombliekie terugblaai. Nou is ek sommer by Timoteus, dit sal nie werk nie. 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. En nou verander hy die trant en hy sê, terwyl ons dan vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, op grond van ons eie vermoëns, op grond van ons eie hoedanighede, nee, deur die bloed van Jesus. Dan praat hy van 'n nuwe en 'n lewende weg wat hy vir ons ingewy het. Deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, die vlees wat vir ons gebreek is. Absoluut wonderlik. Hoe bevoorreg is ons, die liewe broers en susters, dat ons hierdie toegang, hierdie volkome toegang tot die Vader verkry het deur ons Here Jesus. Ons kan in God se teenwoordigheid
wandel, ons kan in God se teenwoordigheid lewe deur hierdie nuwe en lewende weg, hierdie bloed van die Here Jesus. En ons kan daar vertoef. Ons kan 'n heerlike verhouding met die lewende God hê. En ek wil sê, daarom moet ons dit ook doen. Daarom moet ons die tyd uitkoop en die teenwoordigheid van God opsoek en in sy teenwoordigheid groei. Maar wat vir my ook verder uitstaande is, behalwe vir die feit dat ons volkome toegang het deur die bloed van die Here Jesus, het ons ook in hom 'n voorspraak. Nou daardie woord voorspraak is 'n advokaat. Hy is ons advokaat, hy tree vir ons in. Hy lê ons saak aan God voor. Hy is die hele tyd daar om vir ons in te tree. Nou sê vers 21, jy sien nou daar's, terwyl ons vrymoedigheid het, vers 21, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Ons het veral vrymoedigheid, omdat Jesus ons voorspraak is, omdat hy ons groot priester is, ons advokaat, wat vir ons by die Vader intree. Ek het aan u verduidelik dat die Ou Testamentiese hoëpriester het 'n borsplaat op sy bors gedra met 12 steentjies, edelstene, en op elkeen van daardie 12 stene is die stamme van die volk van Israel uitgegrafeer. En sê die Ou Testament vir ons so mooi dat wanneer die hoëpriester in God se teenwoordigheid inbeweeg het, moes hy die volk op sy hart dra. Pragtige, beeldende woorde. Dan het hy ook op sy 2 skouers 2 kassies gehad, met die name van die 12 stamme van Israel, wat ook daarin gebere is. So wanneer hy in God se teenwoordigheid ingegaan het, het hy ook die volk op, spreekwoordelik op die skouers gedra, en op die hart gedra. Net as 'n voorbeeld van die Here Jesus, wat ons permanent op sy skouers dra, en permanent op sy hart dra. En ons het hierdie groot priester oor die huis van God. En wie is die huis van God? Die gemeente. Ons, bloedgewaste kinders van die Here. Hoe kosbaar om dit te weet. En terwyl die name van die volk op die stene gegrafeer was, weet ons dat die Here Jesus vir ons ook leer dat hy ons name in sy handpalm gegrafeer het. Hy sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jy behoort aan my. Dis die woorde van die Here Jesus oor sy kinders. Ons vorm deel van die liggaam van Christus. Ons is deel van die bruid van Christus. En ons moet nooit vergeet nie dat die voorspraak wat ons in hom het, 'n volmaakte voorspraak is. Soms dan stoei ons om die regte woorde te kry. Soms as ons stil word voor die Here, dan weet ons nie, wat moet ek nou bid? Hoe moet ek nou die Here nader? Wat se woorde moet daar uit my mond uitkom? Ek onthou Dominee Coetzee het in die klas vir ons geleer, baie keer as jy voor die Here sit en jy sug net, dan tree die Here Jesus vir ons in. Die wonderlike voorspraak. En ek dink onwillekeurig aan Romeine 8 van vers 31 af, waar Paulus sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie ook saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring
teen die uitverkorenes van God. God is hy wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is hy wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is. Wat ook aan die regterhand van God is. Wat ook vir ons intree. Dit is wat ons in Christus het. Die heerlike posisie van volkome toegang en van 'n voorspraak, ons hoëpriester wat vir ons intree. Uit hierdie posisie, uit dit wat ons in hom het, kom die Hebreërskrywer nou met 3 aansporings. En ons gaan 'n bietjie ook in hierdie aand dan stil staan by hierdie 3 aansporings. Nou, in die Griekse taal is daar 'n sekere modus van die werkwoord wat gebruik word om 'n mens aan te spoor. En dis amper soos 'n rugbykaptein, as ek net 'n illustrasie kan gebruik. 'n Rugbykaptein, en ek dink ons almal het dit al gesien, hè, die Springbokke speel teen die All Blacks. En op 'n stadium dan raak hierdie kaptein begeesterd. En hy besef ons moet nou alles gee. Ons moet nie nou terughou nie. En dan kry hy die ouens daar, wanneer die All Blacks se 3 gedruk het, dan kry hulle daar onder die pale bymekaar en dan maak hulle so 'n groepie, né? Het jy dit al gesien? En dan sien jy hoe praat hy met hulle. Kom nou manne. Dis nou tyd dat ons alles moet gee. En die 3 aansporings wat ons hier het, kan 'n mens amper in so 'n lig beskou. Dis asof die Hebreërskrywer sê, kom nou mense, kom nou kinders van die Here, in die lig van wie Jesus is, in die lig van wat ons in hom besit en het, in die lig van ons wonderlike posisie en ons vrymoediglike toegang wat ons tot hom het, en die feit dat hy ons hoëpriester is, ons voorspraak. Kom, laat ons nou alles gee in die pylvak, in hierdie laaste stukkie wat vir ons oorbly. En die eerste aansporing wat die Hebreërskrywer vir ons gee, is om naby aan God te bly. Daar's 'n liedjie wat sê, daar is 'n plek van stille rus. Weet jy wat sê die liedjie, waar is die plek? Naby die hart van God. So kom ons kyk wat sê vers 22. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Wonderlike teksvers. Laat ons toetree beteken nie net wanneer ons stilte tyd hou nie. Ja, dan ook. Dit is belangrik om stilte tyd te hou. Dit is belangrik om tye met die Here te hê waar ons eenkant kom, waar ons sy woord bestudeer en waar ons bid en met hom praat. Maar op grond van die vrymoedigheid wat ons het en die toegang wat ons tot die Here het om in sy teenwoordigheid te lewe, en die feit dat ons hierdie wonderlike voorspraak, hierdie hoëpriester het, kom die Hebreërskrywer en sê ons moet toetree die hele tyd. Ons moet ons daarop instel om tot die Here te nader, nê? Hoe mooi sê die Here vir ons, nader tot my en ek sal tot julle nader. Dis die eerste aansporing. En dan kom hy, dan sê hy, met 'n waaragtige hart. Jy sal nou vanaand seker met my kan identifiseer hoe maklik die sorge van die lewe maak dat wanneer 'n mens wil toetree, dat jy dit met 'n verdeelde hart doen. So 'n persentasie van jou is besig hier met bekommernisse en met die sorge van die lewe, en hoe gaan ek die einde van die maand die syfers laat klop? En hoe gaan ek die bankrekening balanseer? Soos
Soos die een nou gesê het, aan die einde van my geld sal nog baie maand oor. Nee? En dit maak mense bekommerd en dan sukkel ons om met 'n waaragtige hart, 'n volkome hart, 'n onverdeelde hart toe te tree. My uitstaande gunsteling teksvers in die Bybel is 2 Kronieke 16 vers 9. Wat sê, want die Here sy oë deurloop die hele aarde. Mag ek vra, beteken dit dat sy oë ook vanaand hierdie gehoor deurloop en dat die Here diep in ons harte inkyk? Sy oë deurloop die hele aarde. Ook Suid-Afrika, ook Pretoria Oos. Ook u huis en my huis. Sy oë deurloop. Hy kyk, hy neem waar. Hy sien ons. Hoekom deurloop sy oë die hele aarde? Wat sê die teks verder? Om diegene kragtig te steun, wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Ja, dis vir my 'n mooi teksvers. Om diegene kragtig te steun, wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Mag die Here ons help dat die dinge wat ons harte wil verdeel, die dinge wat ons aandag van die Here wil aftrek, en wat ons so ontsettend besig wil hou, die bekommernisse, die sorge, wat dit ook al mag wees. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, 'n onverdeelde hart, 'n hart wat op die Here Jesus gerig is en gefokus is, en wat sê, ek wil u nie uit my sig verloor nie, Here Jesus. Met my hele hart wil ek tot u nader toetree. Elke dag, die hele dag. Ja, ek weet daar's sogenaamde Christene daar buite wat 'n groot storie daarvan maak dat ons tog net gebalanseerd moet wees. En weet jy, die enigste manier vir 'n kind van die Here om gebalanseerd te wees, is om volkome op die Here Jesus gerig te wees. Die enigste manier hoe ons kan balanseer. Anders tuimel jy af van waarmee jy besig is. En dan kom die vraag nou, hoe kan ons so met 'n waaragtige hart toetree? Alleen wanneer die bloed van Jesus jou sonde weggeneem het. Alleen wanneer jou hart besprinkel is van 'n slegte gewete en jou liggaam gewas is met rein water. Kom ons gaan weer vir 'n oomblik net na die Ou Testament toe. Die dag toe God met sy volke verbond gesluit het. Ek het al hierdie preek hier gepreek, ek wonder wie dit kan onthou, die bloed van die verbond, daar uit Exodus 24. Kan iemand dit onthou? Dan is dit tyd dat ek hom weer preek. Ja, so ons sal kyk wanneer. Aangrypende boodskap uit die Ou Testament. Maar die dag toe God met sy volke verbond gesluit het in die Ou Testament, is die hele volk met die bloed van die offerdier besprinkel. Kom ons lees Exodus 24 vers 8. As ons net gou kan teruggaan daarheen. Exodus 24 vers 8. Dis baie aangrypend. En dit klink miskien nou vir ons na 'n bietjie van 'n moeilike besigheid wat met hulle gebeur het, maar luister wat staan hier. Ek gaan so 'n bietjie terug. Ek gaan daar by vers 4 begin lees, en Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg hom klaar gemaak en onder die berge altaar gebou en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur, die het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die Here geslag.
En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. Vers 7 sê hy, en hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees en hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed, dis die ander helfte, en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. Nou, as jy nou mooi oplet, dan gaan jy sien, die helfte van die bloed word op die altaar besprinkel en die ander helfte van die bloed word op hulle besprinkel. En wat simboliseer dit? Dat hulle in die altaar een word, met mekaar verbind word deur die bloed. Die Here Jesus het sy bloed vir ons gestort. Nou word ons harte besprinkel. En ons vereenselwig ons met dit wat hy aan die kruis vir ons gedoen het. Dis ons wat daai prys moes betaal, maar hy het dit vir ons betaal. Absoluut aangrypend. Dis alleen wanneer ons harte besprinkel is, dat ons kan toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Die besprinkeling met water is net die teken hiervan. Wanneer iemand gedoop word en daar vind besprinkeling plaas met water, dan sê God, ek wil eintlik jou hart met die bloed van my seun besprinkel. Ek wil jou siel uit genade red. Ek wil jou my kind maak. Hierdie is my teken aan jou, dat daar vir jou afwassing van jou sondes is. Die oproep kom vanaand na ons elkeen, wat waarlik gered is, wie se harte besprinkel is met die bloed van Jesus, dat ons moet toetree, naby aan God moet lewe, met 'n waaragtige hart, 'n volkome hart, 'n toegewyde hart, 'n hart wat aan die Here weggegee is, onverdeeld, in volle geloofsversekerdheid. Dis die wonder van geloof. Geloof sê nie, ek hoop so, ek dink so. Geloof sê, ek weet dat ek weet. Dit wat Jesus vir my gedoen het, is volkome. Volle geloofsversekerdheid. En dan die tweede gedagte, die tweede aansporing, sê hy, ons moet vashou aan die belydenis. Op grond van dit wat ons in Christus het, die volkome toegang en die voorspraak en alles wat Jesus vir ons gedoen het. Sê hy daar, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Want hy wat dit beloof, is getrou. So ons het 'n belydenis van hoop. Ons is gered in hoop. Die Here Jesus sê, ek gee aan julle die ewige lewe. Ons het die hoop dat as ons in hom glo, sal ons lewe, al het ons ook gesterwe. Ons het die hoop dat ons die ewige lewe in hom ontvang het. En hy sê ons moet hierdie belydenis onwankelbaar vashou. Hoe daar soveel stryd in hierdie lewe wat ons probeer laat wankel, wat probeer om ons aandag van die Here Jesus af te trek, wat wil hê ons moet struikel. Waarin is ons hoop gesetel? In Christus. In sy soendood aan die kruis. In niks anders nie. Kom Paulus ook sê, as ek roem, dan roem ek in die kruis. Ek roem nie in myself nie, ek roem nie in my eie pogings nie. Ek moet hier eerlik sê, dikwels as ek na myself kyk,
en aan myself dink, dan voel ek lus om weg te hardloop. En daarom is dit Christus op wie ons fokus. U sal met my saamstem dat sekularisme het ons hele leefwêreld oorgeneem. Die hele samelewing het sekulêr humanisties geraak. En as gevolg daarvan is die mens op die voorgrond, die menslike prestasies is op die voorgrond, en ons sê dat die mens is eksistensieel, dit beteken die mens lewe net vir nou. Dit is eintlik tragies as jy soms met mense praat, en jy gaan so 'n bietjie in die geskiedenis in, dan sê mense, nee, wil niks met die geskiedenis te doen hê nie, dis verby. En kom ons praat bietjie oor die toekoms. Nee, ek wil ook nie oor die toekoms praat nie, want die toekoms is heeltemal onseker. Ek lewe vir hierdie oomblik. Ek lewe vir nou. Dis 'n eksistensiële bestaan, dis 'n bestaan vir nou, dis tipies van sekulêre humanisme. Moenie dat mense aan die geskiedenis dink nie, en moet ook nie dat mense aan die toekoms dink nie. Laat mense net fokus op nou. Maar dan is daar 'n tweede komponent van die eksistensiële bestaan, en dit is die genot. Die genot bestaan, die groot woord is hedonisme. Mense lewe vir nou en hulle lewe om te geniet. Enjoy the moment, het jy al dit gehoor? Lewe vir die oomblik en geniet die oomblik. En mense lewe om op aarde sukses te hê. En as 'n mens so kyk na die sekulêre bestaan van ons samelewing, dan voel dit vir my, vergewe my as ek dit so kras miskien stel, maar dit voel vir my of God se beginsels en sy woord vandag met geweld uitgewerp word. Mense wil niks daarmee te doen hê nie. Moenie vir my preek nie, moenie vir my die Bybel lees. Die Bybel is 'n uitgediende boek. Ek wil nie met jou oor die Bybel praat nie. Vandag se mens wil hom nie met God vereenselwig nie. En ek dink persoonlik dis hoekom die wêreld in so 'n verskriklike toestand is. Dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk. Dis hoekom daar soveel ellende is. Soveel pyn. Ons bring dit oor onsself. En as jy kyk na hierdie slim samelewing waarin ons bevind, want ons het mos nou ook geëmansipeerd geraak, ons is nou vry, né? Ek hoor destyds met die kunstefeeste, toe praat hulle met een van die Afrikaanse sangers, wat verskriklik vloek in sy liedere, vreeslike woorde. Toe sê hy, ek is so bly, ons is nou vry, kan nou doen wat ons wil. Verskriklik. En weet jy wat, daai selfde ou het enkele maande na sy uitspraak op die TV selfmoord gepleeg. So wat het hy eintlik? Hopeloosheid. Hy's hopeloos. Hy het geen visie op die toekoms nie. Hy het geen anker nie, hy het niks om aan vas te hou nie, hy voel hy's vry, maar waar dit hom laat opeindig? Dit is verskriklik, dit is hartseer, mense hart is stikkend as jy daaraan dink. As jy vandag met mense praat, dan gooi hulle arms in die lug en sê, ons weet nie wat gaan van ons word nie, ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Is dit nie heerlik vir 'n kind van God om vanaand te kan sê, ons weet presies wat die toekoms inhou? Ons het geen twyfel wat die toekoms inhou nie. Weet jy wat hou die toekoms in? Daar gaan 'n oomblik kom wanneer Christus ons gaan kom haal. Dat ons by hom is. En dan gaan hy sy koninkryk op aarde kom oprig na die groot verdrukking. Geen twyfel oor wat die toekoms inhou nie. Het jy al gehoor van Bertrand Russell, die groot filosoof? Iemand al van hom gehoor? So hy's ook nie so groot nie. Hy dink hy's groot.
Maar hier sit 'n gehoor wat nie een hand opgesteek het nie. Dis treffend, né? Hy het nou hierdie verskriklike belangrike woorde geskryf. Hy dink dis belangrike woorde. Hoor wat skryf hy? Hy sê, the labours of the ages, die pogings van mense deur die eeue heen, die harde werk wat mense ingesit het, all the devotion, all the inspiration, all the noonday brightness of human genius. Hoor u die sekulêre humanisme? Human genius are destined to extinction in the vast death of the solar system. And that the whole temple of man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in ruins. Dis darem maar 'n hopelose stelling om te maak. Dis geen hoop hierin nie. Al ons slimheid gaan tot niks kom nie, sê hy. Dit gaan begrawe word. Dis nie die taal van 'n kind van God nie. Ons het iets om aan vas te hou, die belydenis van Jesus Christus. Ons kan vanaand saam met mekaar bely en ons kan daaraan vashou en ons kan vir mekaar sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, ons verlosser. Hy wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, wat onder Pontius Pilatus gekruisig is, wat gesterf het, begrawe is, maar opgewek is op die 3de dag. Ek glo in die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. Ek glo aan die ewige lewe. Ja, dit is dan wonderlik. So laat ons die belydenis vashou. Hoe? Onwankelbaar. Ons moenie van stryk gebring word nie. Ons moet seker wees wat ons glo. En hoe kan ons onwankelbaar vashou? Eenvoudig. Hy wat dit beloof, is getrou. Hy sal dit ook doen. Dit bring ons by die laaste aansporing. En ek vermoed daar mag dalk mense wees wat nie van hierdie ene hou nie. Dat ons op mekaar moet ag gee. Ons moet uitkyk vir mekaar. Het jy geweet, 'n gemeente is mekaar mense. Ons is daar om mekaar se laste te dra. Ons is daar om vir mekaar te bid. Ons is daar om mekaar op te tel wanneer iemand val. Die hele Nuwe Testament praat van hoe ons daar is vir mekaar. En hier's een van hulle. Vers 24, laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Het u al iemand gebel, 'n ander kind van die Here, en gesê, my liewe broer, my liewe sussie, ek wil jou aanspoor om die Here lief te hê met jou hele hart, en jou siel en jou verstand. Ek wil jou aanspoor om nie moedeloos te word nie, maar om aan te hou om die Here te dien. Het jy dit al gedoen? Jy sien, dis nou nie 'n maklike taak hierdie nie. Maar dis die oproep uit die woord uit vanaand. Laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En die Engels sê so mooi, consider one another. So dit hierin opgesluit is 'n omgee vir mekaar. Is 'n uitkyk vir mekaar. Dis 'n ek is besorgd oor my broers en my susters. Ek is besorgd dat ons almal saam die Here moet dien. En dat ons nie moet verslap nie. En mekaar moet aanspoor. Ek is bevrees as party mense wat sal sê, nee, los my uit. Ek moenie met my karring nie. Maar dit moenie ons ingesteldheid wees nie. Ons moet
Ons moet oop wees dat ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie werke. Dis eintlik 'n bewys dat ons vir mekaar omgee. Dis 'n bewys dat ons vir mekaar lief is. Dis 'n bewys dat my broer en my suster in Jesus se geestelike welstand vir my belangrik is. Wat sou u sê? Gee ons vir mekaar om hier in Pretoria Oos? Is ons so lief vir mekaar dat ons vir mekaar omgee? Ag, dit is so hartseer dat die ou spreekwoord, die ou Afrikaanse spreekwoord in baie kerke so waar geword het, elkeen vir homself en die duiwel vir die res. Dis die spreekwoord. Ons moet nie daai spreekwoord najaag nie. Laat ons op mekaar ag gee. Mekaar aan te spoor tot liefde, om God lief te hê, mekaar lief te hê en goeie werke, die praktiese uitleef van ons liefde. Dis wat die goeie werke is. Liefde kan nie net woorde wees nie. Dink u Annetjie sou my glo as ek elke dag vir haar sê, my liefie, ek is verskriklik lief vir jou. Maar ek gaan nooit huis toe nie. Ek's altyd saam met my vriende, kyk rugby en ek vang vis en doen alles net saam met my vriende en elke dag WhatsApp ek haar. Ek is verskriklik lief vir jou. Dis mos mooi woorde. Nee, dit sal nie werk nie. Liefde is dade. Liefde is gee. Is omgee. Maar die ag gee op mekaar gaan ook verder. En hier kom ons nou by die teersaak van onderlinge byeenkomste. En laat ons, dit is nog steeds hoe ons op mekaar ag gee, né? Laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer ons die dag sien naderkom. Dit is 'n mondvol. Kom ons ontleed 'n bietjie hierdie aansporing van nader. Die onderlinge byeenkomste is die woord episynagoge. En ek wonder of u die woord sinagoge hoor. Sinagoge. Met die voorvoegsel epi. Nou wat is 'n sinagoge? Dis 'n samekoms van mense. Dis wat die woord sinagoge beteken, die samekoms. En die woord epi daarby is 'n nabye samekoms. En nou kom die Hebreërskrywer en hy sê, ons moenie die onderlinge byeenkomste, die sinagoge, die episinagoge versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Ek wonder as ek u vanaand sou vra, dink u dat daar Christene in ons dag is wat die gewoonte het om nie kerk toe te gaan nie? Om die onderlinge byeenkomste te versuim. Ek dink die leessitplekke spreek van self. Ja, daar's mense met goeie redes wat nie in die aand meer kan sien nie, oud geword het, vir wie dit werklik onmoontlik is. Dis 'n saak wat elkeen van ons vir myself voor die Here moet uitklaar, né? Ek wil nie oordeel, ek wil niemand oordeel nie. Maar ek is so seker daarvan dat daar is so 'n gewoonte om eerder maar tuis te bly. Eerder maar met 'n lekker stomende koppie koffie op YouTube na die dienste kyk, terwyl ek by die onderlinge byeenkoms
kon wees. Wil weer sê, dis 'n saak wat elkeen vir homself moet uitmaak. Maar die gewoonte is verseker daar. En weet jy, as 'n mens nou na hierdie teksvers kyk, dan is dit so duidelik uit hierdie teksvers, dat wanneer kom ons veronderstel ek is 'n lidmaat en ek is deel van 'n gemeente en ek versuim die onderlinge byeenkoms, dan is dit uit hierdie teksvers baie duidelik dat ek daardeur my broers en susters in die steek laat. Ek drop hulle, want ek is nie hier nie. En daarom sê hy, laat ons mekaar vermaan. Wat vermaan? Om die onderlinge byeenkomste nie te versuim, so sommige die gewoonte het nie. So hy sê ons moet mekaar vermaan. Nou ja, die woordjie vermaan beteken ons moet na iemand se huis toe ry met 'n sambok. Ons moet klop aan die voordeur en ons moet sê, wat soek jy by die huis? Kom. Nou gaan ons kerk toe. Dis nie wat die woord vermaan beteken nie. Hierdie woord in die Grieks is een van die mooiste woorde. Dit is ook twee woorde. Parakaleo. En para beteken om langs iemand te kom staan, om jou langs iemand te posisioneer, half in te haak by die persoon, en dan die persoon te roep. Kaleo beteken roep. Ons moet mekaar roep, ons moet mekaar oproep, ons moet mekaar motiveer. Hoekom? Wat sê die teks? Hoekom moet ons mekaar motiveer om ons onderlinge byeenkomste nie te versuim nie? Want ons sien die dag nader kom. Watter dag? Nie Republiekdag nie. Die dag van die wederkoms. En ons wil hê dat as die wederkoms plaasvind, moet ons volkome wees. Moet ons die Here dien met ons hele hart. Moet ons al hierdie drie oproepe om naby aan God te wees, om toe te tree met 'n waaragtige hart, vas te hou aan die belydenis en getrou te wees in die onderlinge byeenkomste. En dis nie braaivleise nie, dit is wanneer ons om die woord tyd spandeer. Wanneer ons saam bid. So belangrik. Toe ek 'n jong man van, sê maar so 25 was, het ek 'n vriend gehad wat vir my gesê het, maar wil jy nie saam met my bietjie begin draf in die oggende nie? Ons het daar in Brakpan gebly. En ek het gesê, ja, ons kan probeer. Ek het op hoërskool langafstande gehardloop, maar op daai stadium was ek heeltemal sleg. En ek het vir my 'n paar nuwe hardloopskoene gaan koop en ons het begin saam draf, eers net so 1 kilometer, 2 kilometer en naderhand. En toe kom my eerste halfmaraton hier by Pelindaba. En ek sal nooit vergeet nie, jy het met daai halfmaraton 'n end uitgehardloop, 11, iets of 10,5 kilometer en dan omgedraai en dan dieselfde 10,5 teruggehardloop aan die ander kant van die pad. En toe daar so 6 kilometer oor is, toe is my fit heeltemal uit, toe kan ek nie meer nie. Toe is so daai ouetjie in die weermag wat sê ek kan nie meer in die kop haal, ek is nou klaar. En nou Anton Lou het my letterlik aan die arm gevat en hy het gesê, sien jy daai boom? Kom ons hardloop net nog tot by daai boom. Kyk of jy dit kan maak tot by daai boom. En dan het ek so 'n slukkie koringkiemstroop gevat en dan het ons weer gegaan. En dan kom ek by die boom, dan sê hy, kom jy dit nou gemaak tot hier. Sien jy daai boom? Kom ons gaan vir daai boom. En op die manier, met sy aanmoediging en sy aansporing, het ek my eerste halfmaraton klaar gemaak. En ek dink dis die gedagte van die Hebreërs skrywer vanaand. Kom ons roep mekaar op om naby God te lewe.
om die belydenis van ons hoop onwankelbaar vas te hou. En om op mekaar ag te gee, om aan te spoor tot liefde en goeie werk, en ek dink onderlinge byeenkomste is deel daarvan. Deel van my liefde vir die Here, is deel van my goeie werke uit dankbaarheid vir wat Jesus vir my gedoen het. Nie om iets te verdien nie. Dis nie hoekom ons goeie werke doen nie. Dis uit dankbaarheid. Dis 'n offer van dank aan die Here. Die Here help ons. Amen. Kom ons bid saam. Dankie onsse Vader vir die kosbaarheid van u woord en vir hierdie gedeelte wat ons vanaand kon behandel. Ja, sommer eensklaps is die Hebreërskrywer baie prakties. Bring hy ons in die lewe in. En sonder omhaal van woorde, sonder om doekies om te draai, het hy vir ons baie mooi vanaand kom sê dat ons naby God moet lewe, dat ons moet toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid. Het hy vir ons kom sê dat ons die belydenis van ons hoop onwankelbaar moet vashou en dat ons op mekaar moet ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En Here, nou lê die uitdaging voor ons om dit ernstig op te neem, om hierdie aansporings in ons harte vas te maak, dit deel van ons lewens te maak, en in gehoorsaamheid dit uit te lewe. Dis die belangrikste deel van elke preek, is hoe ons reageer op die preek. Ek dank U vir kosbare broers en susters. Ek dank U vir 'n kosbare gemeente, 'n gemeente van die Here Jesus, waarvan ons deel kan wees. Dankie vir die wonderlike werk wat U in ons lewens begin het en waarmee U steeds besig is. En ons dankie vir die wete dat U dit sal volbring tot op die dag as U ons kom haal. Verdaag ons vanaand in U wonderlike naam. Ons en die gemeente se paaie gaan vir 'n tydjie lank skei, ons gaan ver weg. Maar ons harte sal hier wees. En ons liefde vir hierdie mense sal ook hier bly. En ek bid, Here, dat U woord ons elke een, ook in hierdie tyd, sal aanspoor om vir die Here te lewe. Ons bid dat U siele sal red in hierdie dae. Ons bid vir mense wat U nie ken nie, dat U met hulle sal ontmoet. En ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.